Psalm 107 vers 1 sê, loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Liewe gemeente, vriende, die Here is by jou. Hy het jou naam in sy handpalms gegraveer. Goedheid hier aan ons nie pyl nie, wie word daardeur nie diep getref, niks anders bring vir ons die heil nie, ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde lei. Sal ons nooit vergeet nie, Here, U wil ons in die waarheid lei. U is die Heer wat ons gemaak het, voor U kom ons U skepsel staan. U is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons gans en al bestaan. U bring in ons gemoed die vrede, U sterk ons gees met nuwe krag. U gee lig oor ons rede, dis U van wie ons heil verwag. Sou ek o Heer U nie vereer nie, sou ek U goedheid nie verstaan, sou U my raad gee, ek nie leer nie, die weg wat U my wys nie gaan. Nie Heer U rig my wil en strewe, U word by my gedurig by. Ons lees uit Matteus 23 vers 11 en 12 as 'n verootmoediging voor die Here. Daar staan, maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Nou lees ek uit die liedboek, lied 276 vers 1 en 2. Waar ons onsself net weer voor die Here spieël, hoe goed vaar ons met hierdie nederigheid. Leer ons om in eie oë klein te wees voor U, o Heer, diep bewus van onvermoë om U naam opreg te eer. Maak ons nederig en stil om te lewe soos U wil. Daar is by ons soveel weerstand teen U wil, U woord, o Heer. Ons bied soveel kere teestand, wil ons nie deur U laat leer. Skep in ons 'n nuwe gees, laat ons U gehoorsaam wees. Ons gaan nou saam sing lied 207 as 'n geloofsbelijdenis, eer aan die Vader, die Seun en die Gees. Van
Hemelse Vader, baie dankie dat U liefde vir ons bevestig vanaf die vroegste van tye vir die mens tot vandag toe. Here, ons as mense het dit so nodig om te weet dat U ons ken en vir ons omgee, want ons lewe in 'n baie ongenaakbare wêreld. Maar ons kan ook U so maklik vergeet. Ons kan so maklik dink dat U ons nie ken en raak sien nie. Wil U daarom ook vanoggend weer, as ons uit U woord lees, vir ons opnuut bewus maak van hoe U oor ons mense voel, hoe U ons wil help om elke dag voluit te lewe voor U aangesig. Amen. Ons gaan vanoggend uit Josua hoofstuk 3 lees, en dit is hier waar die volk op die vooraand is om die beloofde land in te trek. Weer soos wat hulle uit Egipte getrek het en oor die Rietsee moes gaan. Nou staan hulle voor die Jordaanrivier en nou moet hulle deur die Jordaanrivier trek. En daar is ook maar 'n bietjie onsekerheid by hulle oor wat op hulle wag. So ons gaan lees hoe dat Josua, wat nou die nuwe leier is, met die Here raadpleeg en dan uiteindelik die volk lei. Hierdie verhaal het raakvlakke met die uittog uit Egipte, net so ook weer by die intog. Josua het die môre vroeg van Sittim af vertrek en by die Jordaan aangekom, hy en al die Israeliete. Hulle het daar oorgebly voor hulle deur die rivier sou trek. Na 3 dae het die beamptes die kamp deurgegaan en die volk beveel: wanneer julle sien die Levitiese priesters dra die verbondsark van die Here julle God, moet julle van julle staanplekke af vertrek en die ark volg, sodat julle kan weet watter pad om te gaan, want julle het nie van tevore met die pad langs gegaan nie. Maar daar moet 'n behoorlike afstand wees tussen julle en die ark, omtrent 900 meter. Moenie te naby hom kom nie. Josua het vir die volk gesê: reinig julle, want môre gaan die Here wonders doen tussen julle. En vir die priesters het Josua gesê: tel die verbondsark op en stap voor die volk uit. Hulle het die verbondsark opgetel en voor die volk uitgeloop. Toe sê die Here vir Josua: ek begin vandag om vir jou hoë aansien in die oë van die hele Israel te gee, sodat hulle kan weet dat ek by jou is, soos ek by Moses was. Sê nou vir die priesters wat die verbondsark dra, hulle moet by die Jordaan gaan staan wanneer hulle by die waterkant kom. Josua het vir die Israeliete gesê: kom nader, luister na die woorde van die Here, julle God. Daarna sê hy: hieraan sal julle weet dat die lewende God tussen julle is, en dat hy die Kanaaniete, Hetiete, Jebusiete, Feresiete, Girgasiete, Amoriete en Jebusiete sekerlik sal verdryf om vir julle plek te maak. Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde sal voor julle uit die Jordaan ingaan. Wys nou 12 man aan uit die stamme van Israel, een uit elke stam, en wanneer die voetsole van die priesters aan die Jordaanse water raak, die priesters wat die ark van die Here dra, die Here van die hele aarde, sal die water van die Jordaan wat afkom afgesny word en op een hoop gaan staan. Die volk het toe van hulle tente af vertrek om deur die Jordaan te trek. Die priesters wat die verbondsark gedra het, was voor hulle. Die draers van die ark het by die Jordaan aangekom. Gedurende die hele oestyd is die Jordaan gewoonlik vol oor al sy oewers. Toe die voete van die priesters wat die ark dra in die vlak water kom, het die water wat afkom gaan staan, dit op een hoop gaan staan, ver boontoe by Adam, die stad langs Saratan. Die water wat afloop na die see in die Jordaanvallei, die Soutsee, was heeltemal afgesny. Die volk het reg oor Jerigo deurgetrek. Die priesters wat die verbondsark van die Here dra,
het daar binne die Jordaan op die droë bedding gaan staan, terwyl die hele Israel oor die droë bedding deurgegaan het, tot die hele nasie uiteindelik deur die Jordaan is. Liewe vriende, COVID-19 het ons opnuut bewus gemaak van die begrip onsekerheid en wat dit aan 'n mens se houding en jou handelinge doen. Onsekerheid is nie 'n lekker gevoel nie. Dit verlam 'n mens. Dit laat ons huiwer. Ons weet nie wat vorentoe nie. Josua en sy mense is ook in onsekerheid. Die teks wat ons gelees het verduidelik dat Josua en die Israeliete amper op die einde van hulle reis na die beloofde land is. Hulle moet nog net die rivier oorsteek en dan is hulle daar. Maar presies wat op hulle wag is onduidelik. Vroeger is berig van die melk en honing van die land, maar ook van die groot druiwetrosse wat daar groei, maar ook van die reuse, van die sterk manne. Vraag is, moet hulle bang wees of opgewonde wees? Nou voordat ons nou fyner daarna kyk, kom ons dink net ook aan ons eie omstandighede. Gelowiges ervaar dikwels onsekerheid. Alle gelowiges ervaar geloofskrisisse. Ons almal gaan deur tye van ontwrigting en ons worstel soms om goeie antwoorde te kry vir ons lewensvrae. Ek wil vanoggend fokus op wat in ons eie gemeente gebeur, hier in Olifantshoek. Die COVID-pandemie het vir ons ook kom uitwys waar ons gemeente se swakpunte is. Ons het baie sterkpunte, maar ons het ook swakpunte en ons het die volgende agtergekom. Die eerste is, ons eredienste is ons hoof bymekaar komplek en dit is te min. Die eredienste op Sondag is die plek waar ons altyd saam is. En nou as ons vanweë COVID verhinder word om dit te doen, dan sien ons sukkel. Die tweede ding wat ons agtergekom het, ons mense se betrokkenheid by mekaar en in die gemeenskap vra meer aandag. Ons gemeente het nie aktiwiteite gedurende die week waar gelowiges na mekaar uitreik en omsien nie. Ons het nie bedieninge nie en daarom is daar druk op enkele individue om harder te werk as ander om die dag tot dag dinge te laat loop. Die derde wat ons agtergekom het is, ons finansies is definitief 'n bron van kommer. Toe die inperking begin het ons gemeente se finansies onmiddellik afgeneem. Mense kan dit enerzijds verstaan, want mense raak onseker, daar gebruik ek weer die woord, oor die toekoms, en probeer beskerm hulle self. Hulle probeer verseker dat daar genoeg in hulle beursies sal wees, as die probleme hand uitreik. Maar die feite is dat ons kerk in wêreldse taal bankrot sou wees binne 3 maande as ons nie drastiese ingryping gedoen het oor ons inkomste en uitgawes nie. Ons was absoluut gedwing om geen salarisse aan die personeel te betaal nie, want ons het nie geld gehad daarvoor nie. En dit is al hoe ons kon oorleef. Wat ek nou pas gesê het, hierdie bogenoemde 3 dinge, vra dat ons ernstig moet dink oor wat die kern van kerkwees behels. Is dit dat daar elke Sondag 'n erediens moet wees? Is dit al? Is dit dat ons 'n dominee moet hê? Is dit al? Is dit belangrik? Is dit dat ons baie geld in die bankrekening moet hê? Daar kan nog meer vrae gevra word. Ek dink daar is 'n groot instemming tans by geestelike leiers dat daar enkele sake is wat voorop moet staan wanneer ons kerkwees definieer. En ons moet definitief die volgende paar dinge raak sien. Een kerkwees moet meer fokus op individuele geloofsgroei. Dit beteken die kerk moet mense help om as individue sterker en sterker te kan word in hoe hulle daagliks groei met God. Die kerk moet seker maak dat elke gelowige verstaan en aanvaar dat hy of sy 'n disipel van Jesus is en daarom nie tevrede kan wees met net nou en dan geestelike aktiwiteite nie.
elkeen van ons moet daagliks tyd spandeer met God, deur die beoefening van geloofsgewoontes, soos byvoorbeeld gereelde Bybellees, gebed, diensbaarheid, offervaardigheid, ons kan nog baie noem. As daar nie in die individu 'n sterk fundament is wat geloof betref nie, sal ons nie oorleef wanneer rampe soos hierdie pandemie ons tref nie. Die tweede, wat daarop instemming is, wat kerkwees beteken is, dit is 'n vennootskap tussen die huis en die gemeente. Sonder 'n geïntegreerdheid tussen die kerk en die huise, die gesinne, kan die kerk nie slaag nie. Die kerk moet lidmate in hulle huise bemagtig en help om daagliks saam met mekaar te groei. Baie mense het in die afgelope tyd gesukkel om geestelik sterk te staan, omdat daar nie eredienste was nie. Hulle sou dit makliker oorleef het, as daar in die huise gebruike was, waar die gesinslede saamkom, rondom die woord, om saam met God te verkeer. Nou, dis net 'n paar dinge, wat kan ons hieraan doen? Ek wil dit baie graag probeer antwoord, maar kom ons kyk eers net terug. Ons maak net 'n opmerking of twee oor die Israeliete van destyds, oor die Josua verhaal. Josua het soos die leiers voor hom gereeld met God in gesprek gegaan. Ons sal dit vandag noem, hy het geloofsonderskeiding toegepas. Dit beteken maar net, hy het God geraadpleeg oor die dinge wat hy moes doen, om te verseker dat hy en die volk binne God se planne bly, nie hulle eie kop volg nie. En God antwoord vir Josua hier in hierdie verhaal en verduidelik hoe hy en die geestelike leiers 'n rol speel. Hulle moet vooruitgaan met die ark. Die ark is die simbool van God se teenwoordigheid in hulle lewe. Nou toe dit gebeur, dat het die water voor hulle opgedroog, toe hulle voete daar in die water steek, het die water opgedam en die mense kon droogvoets deurstap. Josua laat die volk ook 12 klippe vat en opstapel. Hulle bou eintlik 'n soort monument, sodat die wat later daar verby sou gaan herinner kon word aan God se sorg. Vriende, in 'n tyd van onsekerheid probeer God dus eerstens vir hulle verseker van sy teenwoordigheid en sy sorg. God sê vir hulle, hy is betroubaar, van hom moet hulle glad nie onseker wees nie. Terug by ons gemeente, 'n plan vir ons gemeente. Ons staan ook na my mening voor 'n baie groot rivier, by wyse van spreke. Ons moet besluite maak oor hoe ons wil kerk wees in die toekoms. En dan bedoel ek nie hoe om te oorleef nie, maar hoe om as gelowiges te floreer en God se liefde in hierdie gemeenskap met krag uit te lewe. Ek het in 'n vorige boodskap, 'n week of 2 terug, verwys na die werk, die boek van David Anderson. Hy maak uitstekende praktiese voorstelle, hoe die kerk hierdie saak kan aanspreek en omkeer. Die kern van Anderson se voorstelle is baie eenvoudig, terug na die basiese. Dit beteken terug na die huise. Ons moet dus probeer om huise te help, om as ware klein gemeentetjies te wees, waar paas en maas vir hulle kinders leiding kan gee, en waar kinders opgewonde raak by die pad wat God met hulle as gesinne loop. Om dit te doen, sal ons 'n leierspan by mekaar moet kry, wat hierdie groot projek oor so 2 jaar termyn help implementeer. Die leierspan sal behoorlik ingelig word oor wat die taak behels, en sal moet inkoop daarby. En daarna sal die leierspan dit aan die gemeente bekend maak en hulle leiding verder daan gee. Ons gaan ook verdere preekreeks doen, wat mooi uitspel aan die lidmate wat God se verwagting is. En saam met die preekreeks gaan ons dan ook probeer om huisgodsdiens, of 'n vorm daarvan aan te moedig, sodat ons ook prakties dit in die huise beoefen. Ek hoop dat ons in 2021 volgende jaar hiermee kan begin,
En dan kan ons in 2022 dit moniteer en ons sal dan diensgeleenthede help skep waar lidmate en gesinne dit wat ons by die Here hoor kan gaan toepas. So vriende, kruispaaie voor ons is nie altyd daar om ons te keer nie, maar om vir ons weer perspektief te gee en te laat kry oor die pad waarop God met ons is. Die Here plaas ons gemeente tans voor 'n keuse. Hoe wil ons as gemeente funksioneer om mekaar effektief te help op ons eie geloofspaaie? Ek nooi julle elkeen uit om saam hieroor te help dink, om saam hieroor opgewonde te raak, want ons almal is deel van hierdie gemeente. Ons het nie nou al die antwoorde vir die toekoms gereed nie, maar ons weet dat God voor ons uitgaan. Dit is sy gemeente, hy sal die pad vir ons voorberei. Kom ons volg hom in die geloof. Amen. Here, ons gemeente is inderdaad voor 'n kruispad. Ons sal hard moet werk daaraan, om seker te wees, ons is weer 'n eenheid. Ons werk saam en ons volg die Here. Ons sal weer opnuut moet besin oor wat die wil van die Here is vir die gemeente. Hoe dink God oor mense en mense wat saam met mekaar op 'n lewenspad is? En daarom bid ek dat U vir ons leiding sal gee vir ons onmiddellike, maar ook vir die langer termyn toekoms. Ons het dringend nodig, Here, om duidelikheid te kry oor die gemeente se aktiwiteite, die gemeente se plan wat ons het om ander te help om nader aan U te kan groei. Lei U vir ons asseblief daarin. Dan bid ons en vra ook vir mense om na vore te kom as leiers, as mense wat belangstel hierin, as mense wat opgewonde is daaroor, om te sê, ek sal graag ander gelowiges wil help om te groei. En daarom vra ek dat U in ons elkeen sal werk, om as U dit in ons harte vir ons daarvan oortuig, dat ons as het ware ons self sal aanbied in hierdie rolle van leiers vir die toekoms. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Sou dan ook die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag. Hy laat my loop waaruit stiere bok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag. Hy laat my loop waaruit stiere bok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Liewe vriende, ontvang die Here se seën. Ons loop op die lewenspad
wetende dat die genade van die Here en sy liefde altyd by ons is. Amen. Ek bid dat julle 'n baie mooi week sal hê. Vrede. Totsiens.